Goeiedag papa. Hallo my kind. Welkom luisteraars by nog 'n episode van Pad Langs. Dis baie lekker om julle hier te hê. Vandag se vraagie. Ek wil weet, God 3 in 1. Ons het al baie daarvan gehoor. Wie is 3 in 1? Wat is 3 in 1? Hoe benader mens dit? En tot wie bid mens? Hoe bid mens tot die 3 in 1 God wat ons aanbid? Ja, die Trinity, né? Die drie-eenheid. Ja. Ek dink nooit aan sulke dinge nie. Ek dink net nie aan sulke dinge nie. God is God vir my en dis dit. Ja. Okay. Die eerste ding wat ons moet besef dat daar is net een God. Ja. Goed. Dis nie gode nie. Daar is net een God. Ja. Right. Gaan vir my na 1 Korintiërs 8 vers 4 toe. Wat dan die eet van die offervleis aan die afgode betref, weet ons dat 'n afgod niks in die wêreld is nie, en dat daar geen ander God is nie, behalwe een. Ja, daar is net een God. Right. Galasiërs 3 vers 19-20. Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom, en dit is deur engele beskik, deur tussenkoms van 'n middelaar, en die middelaar is nie net vir een nie, maar God is een. God is een. Ons moet dit verstaan. Dis die eerste ding. Ja? Daar is net een God en hy's een. Ja. Right. Maar God het 3 persone. Ja. Die 3 persone is God. Ja. Kom ek weet nie, dis 'n moeilike ding om te verduidelik, want met al die slim verduidelikings verloor 'n mens iets of vervaag 'n mens iets van die 3 eenheid, wat so heilig is dat 'n mens dit nie kan verstaan nie. Dis nie die Vader, die Seun en die Heilige Gees en elkeen van hulle saam maak nou God nie. Met ander woorde 'n derde nie. Glad nie. Glad nie. God, die Vader, is God. Jesus Christus is God, volkome. Die Heilige Gees is God, volkome. Elke een van daardie 3 persone is volkome God. God is een. Hy's 3 persone. Die Vader is nie Jesus Christus nie. Dis 2 verskillende persone. En Jesus Christus is nie die Heilige Gees nie. Ja. En die Heilige Gees is nie die Vader nie. Ja. Maar die Vader is volkome God. Jesus Christus is volkome God. Die Heilige Gees is volkome God. Bietjie complicated, maar verstaan jy? Ja. Right. Ek dink ek het 'n eenvoudige manier hoe mens dit kan vir mense probeer makliker maak. As jy nou vir 'n persoon gaan vra, het jy 'n siel? Gaan hy sê ja. Het jy 'n liggaam? Gaan hy sê ja. Het jy 'n gees? Gaan hy sê ja. Maar dit bly een mens. Maar elkeen het 'n verskillende funksie, maar dit bly een persoon. Jy is nie apart jou gees, apart jou siel, apart jou liggaam nie. Jy bly een mens. Ja, dit is vereenvoudiging, maar soos jy sê, daar kom nou weer complications wat 'n mens nou weer teologies kan redeneer oor die en daai en die slimmighede wat daarna volg. Ja. Dis nie dinge waarmee ek my regtig baie ophou nie. Al wat jy moet weet is daar's een God. God is een. Maar hy bestaan uit 3 persone. God die Vader is volkome God, Jesus Christus is volkome God en Heilige Gees is volkome God. Dis nie 'n derde nie. Daar's nie so iets nie. Right? Elke een van die persone is volkome God en God is een. Ja. Right. So, ons het nou gesien dat God is een. Ja. Ons het nou dit gelees. Die Vader is God. Romeine 1 vers 7. Aan al die geliefdes van God, geroepe heiliges wat in Rome is, genade vir julle en vrede van God, onze Vader en die Here Jesus Christus. Right? Jy kan hoor. Right? Die Vader is God. Right. Johannes 6 vers 27. Moenie werk om die spys wat vergaan nie,
maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee, want hom het God, die Vader, verseël. Ja, hom het God, die Vader. So altyd daai versies kan hoor, God is, Die Vader. Vader is God, né? Vader is God. Nou, dan, die volgende is, so ons het nou, God is een, nou het ons, die Vader is God, Ja. right? Jesus is God, right? Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hoor jy? In die begin was die woord, Ja, en die woord was by God, met ander woorde was by die Vader, en die woord was God. was God. So, met ander woorde, die Vader is God, maar Jesus Christus is ook God. Maak dit vir jou sin? Ja. Kolossense 2 vers 8 tot 10. Stel ek vers 9, maar vat hom in volledige dag. Net 'n bietjie vleisies by te Ja. sit. Pas op dat niemand julle as 'n byt wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mens, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom, wat dit hoof is van alle owerheid en mag. In hom woon al, Ja, vers 9 wat eintlik uitstaan, Ja. want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. ja. So met ander woorde, daardie versie sê nou vir ons, dat Jesus is volkome God. Hy's nie 'n derde God nie. Hy's volkome God, soos die Vader volkome God is, soos die Heilige Gees volkome God is. Alright, Hebreërs 1 vers 6 tot 10. En wanneer hy weer die eerstgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. En van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme. Maar van die Seun, u troon, o God, is tot in alle ewigheid, die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het, o God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle, en u, o Here, het in die begin die aarde gegrondves, en die hemele is werke van u hande. Dit is nou baie lang vers, dit kan mense die mekaar maak, maar as jy dit weer mooi gaan lees, dan sê daai versie, Jesus Christus nou, is God, en is volkome God. Ja, Goed, ons het nou Johannes 1, Kolossense 2, Hebreërs 1, 1 Johannes 5 vers 20. en ons weet dat die Seun van God gekom het, en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Jesus Christus, hy is die waaragtige God. Right. So ons het nie 'n twyfel daaroor nie. Mense kan die slimme redenasies en daai slimme redenasies, as jy die Bybel in totaliteit lees, dan sien jy God die Vader is God. Maar nou het ek vir jou 4-5 versies, dat baie meer, maar dis genoeg. Wat sê Jesus Christus is ook God. Volkome God. Nie halfpad nie, nie bietjie nie. Hy is volkome God soos God die Vader God is. Ja. Right. So ons het nou gesien God is een. Ons het gesien God die Vader is God. Ja. Ons het gesien Jesus Christus is God. Ja. Nou die Heilige Gees is God. Ja. Net soos die ander twee persone. Handelinge 5 vers 3 tot 4. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joune gebly nie, en toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Hier's wat belangrik is. Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Ja. Right, as jy nou daar in die begin lees, dan praat hy van die Heilige Gees. Ja, jy het vir die Heilige Gees gelieg, Ja, en en later... dan sê hy vir jou, jy het vir God gelieg. Ja. So met ander woorde, die doodlogiese afleiding is, die Heilige Gees is God. Right, goed. En dan 1 Korintiërs 3 vers 16. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is,
en die Gees van God in julle woon nie. Right. Dis 'n tempel van God. Met ander woorde, God woon in jou. Wie woon in jou? Die Heilige Gees, Die Heilige Gees, wat ook God is. wat ook God is. Logika, né? Jy verstaan dit 100%. Ja, ja. So met ander woorde, God is God. Daar's een God. Right. Maar God is 3 persone. En die 3 persone is elkeen 'n persoon op sy eie. Ja, Right? Maar hulle al 3 is ook volkome God. Maak dit sin vir jou? ja, So hierdie 3 persone van God interact met mekaar. So weet daar's mense wat sê dis God, maar God kom verskyn net as die Vader of hy kom verskyn as Jesus Christus of hy kom verskyn as die Heilige Gees. Met ander woorde, hy kom as 3 verskillende persone na vore. Maar dit is nie so nie. Hulle is werklik 3 individuele persone. ja, Wat met mekaar interact. ja, Verstaan jy? As dit net God is wat nou voorkom as die Vader of dan voorkom as Jesus Christus of dan voorkom as die Heilige Gees, dan beteken dit dis net een wat voorkom as verskillendes. ja, Dan kan hy mos nie interact nie. Right? Maar God is 3 persone. En omdat hy 3 persone is, die Vader, die Seun, die Heilige Gees, kan hy interact, want dit is 3 verskillende persone. ja, Right, Matteus 3, hier is 'n baie goeie voorbeeld, vers 16 en 17, wanneer Jesus gedoop word al 3 genoem, en hulle interact met mekaar. ja. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim, en met eens gaan die hemele vir hom oop, en hy sien die Gees van God. Right, is die tweede persoon, Jesus is daar, hy kom uit die water uit, En die nou kom die van Gees, God, right, is die tweede persoon, soos 'n duif neerdal en op hom kom. mm En daar kom 'n stem uit die hemele die wat derde sê, persoon. dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Ja, in daai versie sien jy die 3 persone van God. Die God het 3 persone en die 3 persone interact met mekaar. Ja, Verstaan jy? Dis 3 verskillende persone. ja, ek kry skoon hoendervleis, Right. dus. Jesaja 48:16. Okay. Kom julle nader na my, hoor dit. Ek het van die begin af nie in die geheim gespreek nie. Van die tyd af dat dit gebeur, is ek daar. En nou het die Here my met sy Gees gestuur. Hoor mooi. Lees hom weer, lees hom stadig, ek gaan jou interveer. Okay. Okay. Kom julle nader na my, Na my, dit is Jesus Christus wat daar praat. hoor dit. Ek het van die begin af, Van die begin af, dit is nou weer God, want God was, nee, dis Jesus is dit Christus. nog steeds Dis Jesus Jesus Want Christus. okay, want hy is een, Ja, en onthou nou, ons het net nou Johannes 1 vers 1. In die begin, was God. ja, was die woord by God En die woord en was was God. God. Ja. So, hy sê nou, dis Jesus wat daar praat. Lees weer van voor af, dan gaan jy hom kry. Kom julle nader na my, hoor dit. Ek het van die begin af nie in die geheim gespreek nie. Van die tyd af dat dit gebeur, is ek daar. En nou het die Here Die Here, 2 woorde, Here, is God. is God die Vader. Nou het die Here, My, wat ja, Jesus is, dis Jesus, ja, met sy Gees gestuur. met die Gees. So daar sien jy weer die 3 persone interact. Right. Het jy dit? Ja. Nee. Dit wys net daarbo dat, wat ek eintlik bedoel het, is dat Jesus praat, maar hy's van die begin af daar, so dit is God. Dit Ja. is, Ja, al 3 persone is God. een, Ja, ja. maar dit is 3 persone. ja. Right, Sagaria 2:11. En baie nasies sal hulle in die dag by die Here aansluit, en hulle sal my tot 'n volk wees, Dis En- Jesus. en ek sal in jou midde woon. Ja, Dan sal jy weet dat die Here van die leerskare dit is vir die Vader. my na jou gestuur het. Nou my, weer eens Jesus. Sien jy? En sien jy dat hulle interact. God die Vader stuur Jesus Christus sy seun. So hulle interact. Right. So is dit, ek weet dit kan 'n bietjie die mekaar raak, maar is dit nou vir jou duidelik? Ja, nee, dit maak absoluut sin. Dis 3 persone wat een God is. Of al 3 persone is God. Hulle is nie om 'n derde God nie. Ja, Right? Elkeen is volkome God. Maar elkeen is 'n volkome persoon op sy eie, wat nie die ander persoon is nie. ja, As dit vir jou sin maak. ja, Right. Nou, die ander deel van wat jy gevra het, ons gaan hierdie ene baie vinnig doen vandag.
Ja. Tot wie bid jy? Ja, Van die 3 eenheid. hoekom ek so iets vra is want klein kindertjies bid gewoonlik tot Jesus Christus. Liewe Jesus. Ja, liewe Jesus. En dan groter as mens ouer word, dan begin jy bid Here of Vader of Abba Vader of God of wat ook al. So ek wil maar net weet hoe Eintlik is dit reg om wat's reg? almal is reg, want al 3 is God. Ja. Verstaan jy? Almal is reg. Ek dink byvoorbeeld jou oorlede oom Bram, right? Toe hy nog klein was, right? As hy gebid het, ek het altyd gesmile as hy bid. Dan sê hy, nag liewe Jesus, lekker slaap. Dis oulik, is so onskuldig. Dit is so onskuldig. En dit is die onskuldig wat saak maak. Ja. Right? Right? As jy nou groot word, dan praat jy met liewe Jesus, jy praat met die Vader, wat. Ek bid tot die Vader, ek bid tot Jesus Christus. Dit hang net af van my situasie en my ding. Ja. Dit maak regtig nie saak nie, want al 3 is God. Ja. En elkeen het sy Funksie, sy doel. ja, dit is moeilik om dit so te stel, maar het sy unieke greep op my lewe. Ja. Jy verstaan wat ek bedoel? So soms bid ek tot Jesus en soms bid ek tot die Vader en et cetera. Maar dit bly jy bid tot God. Ja, maar kom ek weer terug na jou oom se onskuldige nag liewe Jesus, lekker slaap gaan oor die onskuld van die hart. Ja. Met ander woorde, wat ek vir jou wil sê, moenie die kop daaroor breek. Bid ek nou as ek klein is met liewe Jesus en as ek groot is met die Vader, nee, jy bid tot God. Right? Ja, dis nie asof jy 'n ander God nou ewe skielik kan bid. Wat belangrik is die onskuld of die oor jou hart. Ja. Right? 'n Opregte hart. Ja. So met ander woorde, of jy oop bid en of jy toe bid, of jy staan en bid en of jy sit en bid en of jy lê en bid en of jy kniel en bid, dit maak nie saak nie. Dit is tot hoe jy bid, tot wie jy bid. Jy bid tot God. Ja. Right? As dit Jesus Vader, maak nie saak jy bid tot God. En dit gaan oor die opregtheid van jou hart. Ja. Right? Die opregtheid van jou hart. Gaan vir my 1 Konings 8 vers 38 en 39 is die inwyding van die tempel. Salomo is besig om tot God te bid en lees vir my daar wat hy daar bid. Enige gebed, enige smeking wat enigeen van u hele volk Israel sal doen, as elkeen die plaag van sy hart ken, sodat hy sy hande na hierdie huis toe uitbrei, wil u dan hoor in die hemele, u vaste woonplek, en vergewe en handel, en aan elkeen gee volgens sy weë, u wat sy hart ken, want u alleen ken die hart van al die mensekinders. Verstaan jy? Dit gaan oor die opregtheid van jou hart wanneer jy bid tot God. Right. Gaan nie oor allerlei benamings en die rituele en daardie rituele nie. God hoor nie 'n gebed aan van 'n onregverdige of 'n onopregte hart nie. Jy moet net daar's nie rituele nie. Just be honest with God. Ja. Right? Jy kan in elk geval nie vir God lieg. Jy kan nou wel nie vir God lieg, maar ons probeer. Nee, ek weet presies, maar dis een ding wat ek altyd vir mense leer. So jy wil hê God moet jou gebede aanhoor. Daar's nie van jy moet 3:33 in die oggend bid en jy doen daar soveel dinge wat mense jou en allerlei rituele en reëls en regulasies wat mense uitdink. Die feit is dis God. Ja. Die feit is tyd is net vir ons. 3:33 in die oggend maak nie saak vir God nie. Nee. Glad nie. Of jy in die kar is en of jy in die kamer is, dit maak nie vir God saak nie. Ja. Dit gaan oor die opregtheid van jou hart. Ja. Dis waaroor dit gaan. 1 Korintiërs 4 vers 5. Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, want die verborgde dinge van die duisternis in die lig sal bring, en die bedoeling van die harte openbaar sal maak, en dan sal elkeen lof van God ontvang. Die bedoeling van die hart openbaar sal maak. God, as jy tot God bid, of dit nou Jesus is, en of dit nou die Vader is, dis die opregtheid van jou hart wat tel. Ja. Right? Okay, en laaste enetjie daarso, Psalm 44, 22. Sou God dit nie naspeur nie, want hy ken die geheime van die hart. Ja, hy ken die geheime van die hart.
Om dan saam te vat, God drie eenheid in eenvoudige terme verduidelik is, dis 3 persone, maar is een God. Ja. God die Vader is volkome God. Nie 'n derde nie, hy is volkome God. Jesus Christus is volkome God. Nie 'n derde nie. Ja, want ons het selfs in die Bybel gelees dan daar waar Jesus praat, sê hy was van die begin af daar en vroeër het ons gelees God is van die begin af daar die Vader. Ja. So dit beteken almal was van die begin af daar. Ja, wanneer hulle dan in Genesis 1 praat hy ook van kom laat ons die mens skep. Ja. Right. Verstaan jy wat ek bedoel? Ja. Right. En die Heilige Gees is 100% volkome God. Maar die Vader is nie die Seun nie, die Seun is nie die Heilige Gees nie, die Heilige Gees is nie die Vader nie, etc. Ja. Elkeen is 'n persoon op sy eie. Ja. Right. Maar en elkeen is 100% God. Right. En dit maak nie saak of jy tot Jesus bid en of jy tot die Vader bid nie. Right? Dit gaan maar oor jou hart. Dis waaroor dit gaan. Ja. Right. Wees opreg voor God wanneer jy bid. Ja. Right. Hey, ek is nou 'n kortetjie hierdie, maar dis my antwoord vir jou op hierdie vraag. Ja nee, ek dink dit was 'n goeie antwoord en ek dink dit is baie mooi opgesom en baie mooi vereenvoudig as ek dit so kan stel. Ek hoop so want dit is 'n baie ingewikkeld. Ons kan nie God in menslike terme begrip. Ons sal dit nooit kan verstaan nie totdat hy Miskien nou ten dele. Miskien nou ten dele. Ons sal ten volle ken as ons by hom is. So ver as wat ons kan dit verstaan. Streng volgens wat die Bybel vir jou sê. Ja. Ons hou ons teologie eenkant en ons lees wat die Bybel vir jou sê. Dis die ding, ja. Daar's baie dinge wat mense hierdie kant toe redeneer, daai kant toe redeneer, maar ek wil eintlik sê dit maak eintlik nie saak nie. Die res maak nie saak nie. Solank jy net begryp dat God is een en jy bid vir God, die ander goed maak nie saak nie. Dit is Jy moet net opreg wees. Jy moet net opreg wees. Jou hart moet net opreg wees. Dit maak nie saak hoe jy bid, waar jy bid. Dit Ja, solank jy net opreg is en vir God bid en nie 'n beeldjie of 'n ander afgod of iets. Ja. Dis al wat saak maak. So verder as dit voel ek dis nie eintlik van belang nie. Right, vlieg my storieetjie. Asai baie dankie dat julle saam geluister het en as julle van die video gehou het, asseblief like en share en subscribe. Dit sal vir ons baie beteken en as julle enige verdere vrae het oor enige onderwerp in die Bybel, asseblief laat weet ons. Ons sal dit baie graag vir julle beantwoord. En ja, ek hoop julle het dit geniet. Tot 'n volgende keer sê ons Maranatha.